Egipte. Wanneer jy die woord Egipte hoor, waaraan dink jy? Dink jy aan die piramide wat baie oud is? Dis die eerste gedagte wat na my toe kom, is die piramide waar daar staan en die woestyn. Ek hou nie baie van sand, so dit is seker hoekom. Of dink jy aan die Egiptenare en Moses? As jy daaraan dink, baie goed, want dit is waar ons gaan praat. Nou, baie van julle dink nou seker, maar hoekom moet ek nou, hierso nou kyk jy, ek ken mos nou die storie van Moses, ons almal doen. Ek weet ons almal ken al die storie, want ons word groot gemaak van Moses wat die Egiptenare uit die Israeliete uit Egipte uithaal. Ons ken nou, almal ken die storie, maar ek en jy gaan dieper daaroor praat en dieper kyk. Hoekom Egipte? Onthou jy toe ons vader Moses uitgestuur het om die Israeliete te kry. Hulle het teruggekyk en gesê, ag in Egipte is dit baie beter as wat ons nou in die woestyn moet staan en ons moet doodbrand, want die woestyn is baie warm. Ons moet nou honger wees hierso. En ons sien dit in Numeri 11 vers 5, wat hulle vir ons sê, wat hulle gekla het en vir Moses sê. Ons onthou toe die vis wat ons in Egipte verniet kon eet, ook die komkommers, waardlemoene, preie, eie en knoffel. Nou onthou, as jy in die woestyn in 'n baie warm plek is, ek dink hierdie was al 'n paar maande wat hulle daarso in die woestyn was hulle al honger en hulle het gemyn, ek is honger. As jy honger is, dan myn jy mos, en ek is ook so. As ek honger is, dan wil ek eet, en ek is baie grumpy as ek honger is. En so is ons almal in my huisgesin. Ons is baie mislik as ons iets wil eet, en ons kry nie iets om te eet, en dan is ons mislik en ons kla. Nou dit is ook iets wat ons elke dag doen. Ons kyk na die verlede, want die verlede was baie lekkerder. Jy onthou net daai sekere klippies, die sekere dinge wat baie lekker was vir jou, maar jy onthou nie die 10 minute na dit wat het daarna gebeur nie. Jy onthou net die lekker deel. Ek onthou laas jaar kon ek gebraai het. Dis nou nie ek wat dit sê nie. Laas jaar sê mense, ek kon laas jaar lekker gebraai het en lekker gekuier het, en die jaar kan ek nie iets koop nie, want die goed is so duur. Alles het opgegaan. Ek onthou goed wat in my verlede is. En ek kan nie terugdraai en sê, jy weet dit nou geniet nie, want volgende jaar, ek sê vir jou, dit gaan nie gebeur nie. Jy sal maar die jare op weer kan kry, want volgende jaar, ek weet nie wat het gebeur, die regering het besluit, alles gaan opgaan. Want jy dink die hele tyd daaraan, en met tyd vergeet jy dat die meeste mense wat lief is vir jou, wat om jou is, stoot jy weg, want jy dink die hele tyd aan, laas jaar kon ek gebraai het en hierdie jaar kan ek nie. Laas jaar kon ek chocolates gekip het, hierdie jaar kan ek nie. Laas jaar kon ek nie gewaar het oor my toetse se punte nie, maar hierdie jaar moet ek. Laas jaar was ek in graad 7, ek het nie regtig gewaar om nou hoërskool toe te gaan nie, en hierdie jaar moet ek regtig besluit my sokkies op te trek en college toe te gaan, want volgende jaar is om die draai. Daar's net 2 maande oor, actually 'n maand oor, voordat ons met college toe gaan en voordat ons regtig begin met ons grootmenslewe. Dit is, maar jy kyk die altyd terug en dan mense wie jy om jou het, stoot jy weg later aan, want jy dink die altyd aan laas jaar. Laas jaar is verby. Laas jaar se horlosie het klaar omgeklik. Jy is vandag nou in die tyd. In die presence. En dit is hoekom baie mense nie regtig meer tyd wil spandeer nie, want jy stoot hulle weg omdat jy die altyd dink aan laas jaar of 7 jaar terug of 10 jaar terug. Het jy geweet, jy kan verlore raak in die piramide of in die woestyn. Ek het
nie dit geweet nie, tot wanneer my vader vir my 'n droom gegee het, om vir my die boodskap op my hart te sit, want ek is 'n dromer. Jy kan verdwaal, ek het verdwaal in die piramide, ek was binne in die piramide, dis hoe ek weet, dit raak 'n tronk. Soos wat jy verlore raak in die woestyn, en die piramide, so raak jy verlore in jou verlede. In jou gedagtes raak jy verlore, jy kan nie meer uit daai proses uitkom nie, jy kan nie meer uit daai stap uitkom om te onthou dat jy maar actually vandag en jy môre moet jy gaan werk. Nee, jy onthou nie dit nie, jy onthou, ek is nog 7 en ek kon nog gespeel het prinses op 'n tafel. Soos wat ek nou vir julle gaan 'n voorbeeld vertel oor hoe ek onthou, die eerste ding wat ek onthou, van ek het as 'n prinses gespeel op 'n tafel vol bakstene. Hoe lekker ek kon speel. Dit was 'n groot baksteen hoop, en goed, want ons het aangebou, en die bakstene was nie stewig nie. Nou ons almal ken nou al hoe bakstene lyk as dit op 'n tafel is, en ek dink ek is slim genoeg. Jy klim op die tafel, lekker groot staaltafel, werkstafel, en jy speel op die tafel en my voet gly en ek val van daai tafel af. Nou ek onthou nie dit nie. Dit van my is 'n rukkie om te onthou dat ek afgeval het van daai tafel af. Dit vat my ook 'n rukkie om te onthou hoe my ma groot geskrik het, want die tafel was by die wasgoedlyn. Sy was besig om wasgoed op te hang. Ek onthou nie dit nie, vat my is 'n hele rukkie om te onthou hoe my ma geskrik het, my opgetel het, seker gemaak het daar's weer asem in my longe, want die baksteen het op my bors geval. En my vat daar opgetel en my pak gegee, want sy het my al gewaarsku as ek nou weer op die tafel moet klim, gaan sy my pak gee. Almal wat 'n ouer is, of almal wat nou 'n ouer sussie is of broer is, sal weet, wanneer 'n kind nie luister nie, is dit tyd om hulle te tug. Ons Vader sê ook vir ons so mooi in die Bybel, dat die ouer moet sy kinders tug, want anders ruk hulle hande uit. Nou hierdie is dit 'n klein storie van hoe ek my kinderjare onthou. Hoe ek onthou toe ek klein was en ek het prinses gespeel op 'n baksteen en hoe lekker dit was. Maar dan vergeet jy hoe lank dit vat om net daai ander deel van die klip te onthou, hoe jy pak gekry het, al die pad in die woonstel. Ek het elke dag pak gekry, maar ek was baie stout. Ek was stouter as my boetie. Seker omdat ek die eerste kind is. Voordat ek jou nou die oplossing gegee, wil ek net vir jou sê, onthou jy is net mens. Ek is mens, my ma is mens, jy is mens. Ons almal wat op die aarde is net mens. Ja, jy gaan terug verlang na jou verlede. Ja, jy gaan terug verlang na laas jaar wat jy kon gebraai het, en laas jaar wat jy kon sweets gekoop het, en laas jaar wat jy nog in graad 1 was en nie regtig omgegee om jou naam te skryf nie. Want ek het nie regtig nie omgegee nie. Ek het nie omgegee op skool nie. En nou moet ek omgee, want ek is om die drank klaar te maak. Maar terwyl jy terug verlang na jou tyd, probeer net jou bes om te onthou wat het gebeur daarna. Wat het gebeur na daai klip wat so lekker is? Na daai klip wat jy onthou ek het gebraai. Lekker gebraai. Maar aan daai klip daarna is jy beklei met jou familie. Of daar iets gebeur, of voor dit of na dit. Maar jy verlang net na daai lekker deel. Maar jy vergeet die deel wat eintlik jou die seerste gemaak het daai dag. Hoe om die oplossing te maak om uit jou Egipte uit te kom, wat jou gevangenis hou, wat in jou eie gedagtes is. Hy hou jou gevangenis in jou eie gedagtes. Glo my, wanneer jy in daai tronk is, eet jou verlede jou op. Jy dink nou, omdat dit nou jou begin is, jy dink net aan, dis my begin. Ek begin nou te dink aan my verlede, baie lekker dele. Maar dan kom die duiwel en hy gee vir jou daai slegte herinnering. Dan begin dit om sleg te raak. En dit moet as wees, dis iets wat baie jare terug gebeur het. En wat jy veronderstel is om te vergeet,
bring hy weer op en jy onthou dit, dan begin hy jou te jaag. Hy gee ons slaaplose nagtes, want jy bly die hele tyd daarin dink. Jy wil wegkruip van hom af, maar jy weet nie hoe om weer teen te fight nie. Want soos jy meer en meer dink aan jou verlede, maak dit jou emosioneel siek. Dit stoot die mense om jou weg, en jy het nie meer tyd om saam met hulle tyd te spandeer nie. Nou, wat ek nou kry, is, wanneer jy so voel, jy is so vasgevang in hierdie verlede. Bid tot jou Vader en sê vir hom, Vader, ek is vasgevang in my verlede. Die duiwel sê my die, maar ek sê vir hom dit. Wat kan ek doen, want ek kan nie meer teen hom beklei nie. Vader, hy gee vir my leuns, goed wat nie eens gebeur het nie, maak hy seker ek kom dit op wat gebeur het. Ek kan nie eens onthou dat dit in my leeftyd gebeur het nie, maar hy maak seker, ek sien dit. Bid tot hom. Soek die skuiling tot by jou Vader. Die Bybel wat langs aan op jou bedkassie lê, of in jou boeke, jou kas waar jou boeke is, gaan haal hom uit, lees hom net. En vra vir jou Vader. Vra vir hom en sê, Vader, ek soek 'n oplossing. Want ek is moeg daarvoor om die hele tyd vasgevang word in my eie verlede. Ek's in 'n tronk. Ek kan nie uitkom nie. En glo my, daar's baie kere wat ek al gesien het, mense vir ons Vader vra om hulle uit die Egipte uit te kry, dan doen hy dit, soos wat hy vir die Egiptenare gesorg het, so sorg hy vir jou ook. Hy kos vir hulle gegee nadat hulle so gemou het oor hulle vis, wat hulle kon verniet geëet het. Vader het hulle manna uit die lug uit laat val, dat hulle kan brood maak. God het vir hulle water uit 'n klip, uit 'n rots uitgelaat kom, dat hulle moet drink, omdat hulle dors was. So sal hy na jou ook kyk. So sal hy na jou ook sorg. Waar jou honger is vir die woord, sal hy vir jou gee. Jy moet net vra. En in Spreuke 4 vers 25 sê dit so mooi, wanneer jy ons Vader volg. Ek wil net daar so oopmaak, want ek het nou, hier sy. Hou jou oë op die pad vorentoe. Kyk reg voor jou uit. Wanneer jy Vader gevra het vir daai hulp, probeer om voor jou te kyk. Kyk vorentoe, moenie terugkyk nie. Soos wat ek gesê het, ja, jy is mens en ja, jy gaan verlang. Probeer om te onthou wat het daarna gebeur, of wat het 10 minute voor het gebeur. Maar meeste van die tyd probeer om vorentoe te kyk. Kyk vir hy maak 'n lening. Kyk vir die toekoms en nie jou verlede nie. Kyk vorentoe, julle, daar is iets groters op pad. Die voel op my hart gesit van die Heilige Gees dat ek het moet vir julle sê. Ek weet nie waar jy is nie. Ek weet dit nie wie jy is nie. En daar is iets groters op jou pad. Daar kom iets groters. Hy wil net hê jy moet uit jou Egipte uitkom. Hy wil net hê jy moet op jouself vasgevange hê in jou verlede. Kyk vorentoe. Moenie terugkyk nie. Hou jou geloof so sterk, julle. Vader weet, daar's tye wat jy voel, jy wil net ophou bid, of jy wil net opgee met jou geloof, want dit voel asof dit teen mure vasgaan. Maar dit is daai tye wat ons Vader jou toets om te kyk, hoe hard gaan jy aanhou bid? Hoe hard gaan jy aanhou glo? En hoe hard gaan jy probeer om uit jou Egipte uit te kom? Moenie soos Lot se vrou wees nie. Moenie soos Lot se vrou was 'n vrou wat sy 2 dogters gehad, baie mooi 2 dogters gehad, en 'n man gehad. Hulle moes uit die stad uitgegaan het, want die stad was vol sonde en God het die stad gebrand. Nou soos wat hulle gevlug het, het die ek kan onthou wat jy dit noem nie, maar was soos 4 balle wat uit die hemel uitgeval het. So sterre wat afgeval het. En die hele stad het verbrand en sy het omgedraai en sy het teruggekyk. En vandag toe staan sy nog steeds en sy kyk terug na die stad.
Vandag is sy vasgevang in haar verlede en sy is vasgevang in haar toekoms. Omdat sy teruggedraai. Sy is 'n sydpilaar. En dit is nie eintlik net omdat sy 'n sydpilaar was in die grootste storie in die Bybel, om vir ons te sê dat dit nou nog steeds staan. Noag se ark staan nog steeds. Dis om vir ons te sê, moenie terugkyk in jou verlede nie. Kyk vorentoe. Ja, dit was hartseer om jou goed daar agter te los, maar kyk vorentoe. Moenie jou goed gaan haal nie. Kyk vorentoe. Hou aan loop. Sy het haar dogter en 2 dogters en haar man agtergelos, omdat sy teruggekyk het. Ek het al die voorheen gesê, en ek sal dit weer en weer sê, ek sal dit oor en oor sê. Ek is net 'n boodskapper, soos wat die disippels die boodskapper was om vir die mense die evangelie te vertel van Jesus wat weer teruggekom het aarde toe en vir hulle gesê het, hoorie, ons Vader het teruggekom en hy gaan ons red. Ek is net die boodskapper om jou te sê dat ons Vader regtig daar is. Hy is daar. Ja, die bose is harder, negatief is altyd harder as positief. Jy kyk hierdie video's nie net randomly nie. As jy hierdie video tot nou toe kyk, is dit omdat ons Vader wil hê, jy moet iets raak sien. Jy moet sien dat hy wil hê jy moet iets hy wil hê jy moet iets verander op jou pad. En hy sê vir jou, luister. Soos ek gesê het, ek sê boodskapper, luister. Luister na die woorde. Kan ek vir jou bid? Vader, o Vader, ek bid dat u die persoon wat nou kyk, sal aanraak, en dat hulle sal verstaan, en dat uit hulle Egipte uitkom, waar hulle 'n slaaf was, is hulle nou u se kind. U se skapie, u se lewe wat u in hulle ingesit het. Vader, ek vra dat u hulle sal seën, nie in ons wil nie, maar in u se wil, want u sin is alleenlik die sterkste van alles. Vader, ek vra dat u by hulle sal wees, waar hulle is, waar hulle ook op hierdie stadium van hulle lewe is. Wie huil, troos hulle, wie onseker is, maak dit duidelik. Wie bang is, moet van die monsters in die nag vreet hulle op van hulle verlede. Maak hulle rustig, Vader. Maak hulle so kalm, Vader, dat hulle weer 'n goeie nagrus kan hê. Vader, ek vra al die goed, nie in my wil of in ons wil nie, maar in u se wil, want u se wil is groot. U se wil is al een wat tel in hierdie hele wêreld. Niemand is groter as u nie, en u sin is alleenlik die sterkste een. Mag julle 'n wonderlike dag hê. Mag julle enigiets op julle pad het. Mag julle saam met ons Vader hom deurstap. En as julle enige vrae het, asseblief los dit in die comments. Ek sal baie graag dit wil lees en sê julle antwoord. As julle wil raad hê, ek is wel jonk, maar my Vader sit woorde op my mond, wat ek self nie eens geweet het ek kan sê nie. As julle wil hê ek moet saam met julle bid oor enigiets, as dit nou enigiets wat in jou lewe is, as jy wil hê ek moet saam met jou bid, los dit in die comments, dat ek saam met jou daaroor bid. Shalom julle.